Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. Ons is so bly jy saam met ons ingeskakel. En ook baie welkom aan deel 4 van ons preekreeks wat ons noem Radikaal, waarin ons kyk na 'n wye spektrum van radikale temas wat so nodig is vir jou en my as kind van God in ons Christelike lewenswandel. En vanmôre kom ons by deel 4 van ons preekreeks, waarin ons stil staan by die tema radikale gehoorsaamheid. Nou in die begin van die 20ste eeu was daar 'n baie bekende mediese dokter, Martin Lloyd Jones, en hy was ook die Here het hom later geroep om in die bediening in te gaan. En hy het die volgende geskryf oor gehoorsaamheid. Hy sê die volgende: Love is not just a sentiment. Love is a great controlling passion, and it always expresses itself in terms of obedience. Jy sien, een van die grootste bewyse dat iemand werklik waar 'n kind van God is en lief is vir die Here, is wanneer so 'n persoon gehoorsaam is aan die opdragte van die Here. En is dit nie ook maar wat Jesus vir sy disippels wou tuisbring, toe hy vir hulle gesê het in Johannes hoofstuk 14 vers 15, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Met ander woorde, as julle vir my lief is, sal julle gehoorsaam wees in dit wat ek van julle vra. Soveel so dat Jesus in Lukas 9 vers 23 tot 24 ook die volgende gesê het: as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Dit wil sê dat ek en jy, as ons werklik vir die Here lief is, gaan ons met gewilligheid gehoorsaam wees aan die Here. Om dit eerste te stel wat hy wil hê en dit wat ek wil hê, tweedens, is dit nie wat ook die woord sê, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Om God se eer bo ons eie eer te stel, dat hy meer moet word en ons moet minder word. Om onsself onder die autoriteit van God te plaas en ons autoriteit prys te gee. In Psalm 40 vers 7 kom skryf Dawid hierdie ongelooflike woorde. Hy sê, dit is nie diereoffers of graanoffers wat u wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Soveel keer kan ek en jy, wetend of onwetend, roem in dit wat ons vir die Here doen. Soveel geld gee, soveel tyd gee. Maar die Here kom en hy sê, dis nie primêr vir my belangrik die goedes wat julle doen nie. Maar wat vir my primêr belangrik is, eerstens is gehoorsaamheid, en uit gehoorsaamheid vloei goeie dade. Gehoorsaamheid aan God is die heel belangrikste. En daaruit vloei al die ander goeie dinge. Nou reg deur die Bybel in die Ou Testament en in die Nuwe Testament sien ons voorbeelde, tragiese voorbeelde van mense wat 'n ongelooflike duur prys betaal het omdat hulle nie gehoorsaam was aan dit wat die Here van hulle gevra het nie. En ek wil net na 'n paar voorbeelde kyk ter inleiding van ons boodskap van radikale gehoorsaamheid. Dink maar net aan die baie bekende gedeelte daar in die begin van Genesis, Adam en Eva. Hulle lewe in hierdie tuin van Eden, hierdie mooi prentjie wat alles so perfek is en daar's nie pyn en hartseer nie, en hulle lewe daar in hierdie tuin wat God tot hulle beskikking geplaas het. En dan kom die Here en hy sê, ek gee vir julle al hierdie bome en plante om te geniet, maar ek gee vir jou een opdrag. Maar weens Adam en Eva se ongehoorsaamheid het hulle gedagtes gedraai van die baie wat God vir hulle gegee het, na die een opdrag wat hy gesê het, jy mag nie van eet nie, van hierdie vrug mag jy nie eet nie. En weens Adam en Eva se ongehoorsaamheid, duisende jare later, vandag in 'n moderne tyd waarin ons lewe, pluk ek en jy as kind van God steeds, en die mense reg oor die wêreld pluk ons nog steeds die vrug van hulle ongehoorsaamheid. Hoekom is dit so? Want die sonde wat in die wêreld ingekom deur Adam en Eva se ongehoorsaamheid, het jou en my affekteer ons daagliks. Siekte, geweld, korrupsie, mishandeling. Ek en jy die sondige natuur geërf, en ons sit met 'n sondige natuur wat ons daagliks teen moet stry.
En dis weens die ongehoorsaamheid van Adam en Eva. Biljoene mense wat na hulle gekom het en vandag lewe, pluk die vrugte van een daad van ongehoorsaamheid. 'n tweede voorbeeld is die voorbeeld van Kain en Abel. Kain en Abel bring al twee offers aan die Here. Abel se offer word aanvaar en Kain se offer word nie aanvaar nie. En in sy woede kom Kain, want Abel het 'n bloedoffer gebring, Kain het 'n vervloekte offer gebring en die Here aanvaar dit nie, maar in sy woede omdat die Here dit nie aanvaar het nie, kom en hy word so kwaad en hy slaan sy broer Abel dood. En dan sien ons die gevolge van hierdie daad van ongehoorsaamheid. Hierdie daad van ongehoorsaamheid het veroorsaak dat Kain vir die res van sy lewe 'n voortvlugtige was. En hy moes oor sy skouer kyk en in vrees lewe. Een daad van ongehoorsaamheid verander die res van sy lewe. God beloof aan Abraham en sy vrou 'n kind. Maar omdat hulle so hoog in ouderdom, hulle was al reeds so oud, het hulle begin ongeduldig raak. En in hulle ongehoorsaamheid kom Abraham se vrou en sê vir Abraham, vat my Egiptiese slavin Hagar en daar is 'n kind verwek. En hierdie kind se naam was Ismael gewees. En wat is die gevolg van hierdie ongehoorsaamheid? Is die geboorte van Islam, die moslem geloof. En tot vandag toe sit ons met hierdie geloof van die moslems, van Islam. En as ons wil weet hoe ernstig hierdie gevolge is, dan gaan kyk ons maar net wat in die Midde-Ooste aan die gang is. Hierdie radikale islamitiese groepe wat die kinders van God probeer uitwis en hulle vervolg. 'n vierde voorbeeld van die gevolge van ongehoorsaamheid, en ons verlede week daarna verwys, is Lot se vrou. Lot en sy vrou en sy mense vind hulle in Sodom en Gomorra, en sonde wat het geheers in daardie stede. En dit het so erg geword dat God hierdie stede gaan verwoes met swaal en met vuur. Maar in sy genade kom die Here en hy sê, Lot en sy vrou, ek gee hulle kans om uit te kom, om vry te kom, om te ontkom aan die oordeel wat ek oor hierdie stede gaan bring. Maar daar's een opdrag, daar's een voorwaarde. Wanneer julle vlug, moet julle nie terugkyk nie. En wat doen Lot se vrou? Toe hulle uit die stede is, kyk sy terug, want jy sien, haar hart was nog in die ou lewe, in die sondige natuur. En hoe ernstig is die gevolge van haar ongehoorsaamheid? Sy verander in 'n soutpilaar. En dit is hoe ernstig dit vir die Here was, ongehoorsaamheid. Die Here het van hulle gevra, radikale gehoorsaamheid, en hierdie oortreding veroorsaak dat hy sy in 'n soutpilaar verander. 'n laaste voorbeeld in die vroeë kerk in Handelinge. Was daar 'n man met die naam Ananias en Safira. En al die ander mense, die gelowiges, het hulle goed begin verkoop en onder mekaar uitdeel, sodat niemand 'n tekort gehad het nie. Almal het 'n blyplek gehad, niemand was honger gewees nie, almal het klere gehad om te dra. Maar Ananias en Safira was oneerlik toe hulle eiendom verkoop het, en hulle het net 'n gedeelte gegee en die res vir hulle self teruggehou. En in hierdie daad van oneerlikheid en 'n leuen, sien ons dat dit veroorsaak het, toe hulle aangespreek is daaroor, oor hierdie oneerlikheid, het Ananias en Safira dood neergeslaan. Jy sien, die Here mag dalk nie dat mense vandag in 'n soutpilaar verander, of dat mense dadelik doodgeslaan word nie. In God se genade wil hy hê dat almal moet draai en gehoorsaamheid uitleef. Maar hierdie is voorbeelde, tragiese voorbeelde vir jou en my om te onthou hoe ernstig ongehoorsaamheid vir die Here is, en hoe hy daarna begeer en daarna smag, dat ek en jy as sy kinders werklik waar in gehoorsaamheid teenoor hom moet lewe. D.L. Moody skryf die volgende, hy sê, "There will be no peace in the heart of any soul until it is willing to obey the voice of God."
Hoekom is dit so, dat die wêreld daar buite so soek na vrede? Allerhande dinge vat om hulle self mee te vul, wat ook al dit is, enige tipe van sonde wat die wêreld kan gee, probeer hulle om homself te vul, maar hulle kan net nie vrede kry nie. En hier is 'n mooi voorbeeld wat hy sê, there will be no peace in the heart of any soul until it is willing, totdat ons gewillig is om in gehoorsaamheid teenoor die Here te lewe. Jy sien, wanneer ek en jy ons eie lewe verloon en ons is gehoorsaam aan die Here, sy gehoorsaamheid aan hom, ons gehoorsaamheid aan hom, bring vrede in ons harte. En vanmôre wil ek hê, as jy jou Bybel saam met jou het, moet jy saam met my kyk na 1 Johannes hoofstuk 5, en ons gaan die eerste 5 verse van daardie hoofstuk lees, 1 Johannes hoofstuk 5, en ons lees saam vanaf vers 1 tot en met vers 5, en dit sê die volgende: Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader lief het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinnaars wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Want jy sien, wanneer ek en jy in Christus is, het ons die krag van die Heilige Gees, die opstandingskrag van die Heilige Gees in ons. En nou maak dit ons in staat om werklik waar gehoorsaam te wees aan die Here. Ons hoef dit nie op ons eie te doen nie. Die Here het ons nie een kant toe gesit en gesê, nou is jy op jou eie nie. Maar hy is daagliks deur sy Gees saam met ons. Jesus sit aan die regterkant van die Vader en hy tree daagliks vir ons in by die Vader. Radikale gehoorsaamheid is om eerstens te vra, wat is dit wat God wil hê ek en jy moet doen? Radikale gehoorsaamheid gaan oor lojaliteit teenoor die Here, al beteken dit dat ek en jy vervolging beleef. Elke persoon in 'n vervolgde land wat gehoorsaam is aan die woord van God en sterk staan, kan vir jou vertel dat die oomblik wanneer hulle gehoorsaam is, sal teenkanting kom. Die oomblik wanneer hulle Jesus erken en hulle word gevang, dan kom teenkanting. En daarom het ons verlede week ook vir jou kom sê, dat toewyding en gehoorsaamheid aan die Here kom met 'n ongelooflike duur prys. En ek en jy as kind van God moet die koste bereken. Ons moet kyk, is ons werklik waar gereed om die prys te betaal. En dan sê 1 Johannes 5 vers 1 tot 5 vir ons, dat wanneer ek en jy kind van God geword het, dan vloei gehoorsaamheid natuurlik daaruit. En in hierdie gedeelte is daar 2 dinge wat ek vir ons wil uitlig. Die eerste ding is, dat ons is nou kinders van God. Die dag toe ek en jy hom aangeneem het, ons verlosser en saligmaker, het ons sy kind geword. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Deur Christus se kruisdood het dit nou vir jou en my moontlik geword. Die skeiding wat daar was tussen jou en God, tussen my en God, het deur Jesus se kruisdood nou toegegaan, sodat ek en jy by die Vader kan wees en in 'n verhouding met hom wees. Deur ons geloof in Jesus Christus, stel dit ons in staat om hom aan te neem, en hy maak ons dan sy kinders. Nou jy sien, wat hierdie aanneming van ons as God se kinders anders maak, as wanneer iemand 'n gewone ma en 'n gewone pa, 'n mens 'n kind aanneem, jy sien, dan kry wanneer 'n ma en 'n pa besluit om 'n kind aan te neem, dan kry die kind 'n nuwe familie. Maar wat dit tekortskiet is, dat daardie kind nie die DNA
van die ma en pa kry nie. Biologies is daar nie 'n verwantskap nie, 'n bloedverwant nie. Maar jy sien, toe God ons aangeneem het, is ons weergebore en het ons 'n nuwe goddelike DNA ontvang. 1 Petrus 1 vers 23 sê, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Ek en jy het 'n nuwe mens geword. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Ons het 'n totale nuwe goddelike natuur ontvang. God is nou ons Vader, ons biologiese Vader. Ons is deel van die huisgesin van God. En daarom sê 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. 1 Johannes 5 vers 1 wat ons nou net gelees het. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Jy sien, daar gebeur iets in die bonatuurlike wanneer ek en jy kind van God word. Ons is nie nou maar net 'n kind wat deur 'n ma en 'n pa gebore is nie, maar ons het nou 'n goddelike natuur wat vir ewig saam met God sal bestaan. En omdat ons dan kinders van God is, bring ons dan by die tweede baie belangrike punt. En dit beteken dat kindskap impliseer gehoorsaamheid. Net soos wanneer ons groot word as kinders en ons ouers, ons ma en ons pa verwag dat ons aan hulle gehoorsaam moet wees, so impliseer ons verhouding met ons goddelike Vader ook dat ek en jy as kind van God gehoorsaam moet wees aan hom. 1 Johannes 5 vers 2 tot 3 sê, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Jy sien, Johannes maak dit duidelik hier dat liefde vir God word weerspieël wanneer daar gehoorsaamheid is van ons kant af. Ons kan nie sê dat ons werklik vir die Here lief is as ons nie bereid is om aan hom gehoorsaam te wees nie. En daarom sê Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Jy sien, ware kinders van God streef altyd daarna om radikaal gehoorsaam aan hom te wees. En radikale gehoorsaam beteken dat God se woord my absolute hoogste gesag is. Nie waarvan ek hou nie, nie wat ek graag wil doen en wil hê nie, maar dit wat God wil hê. En as ek waarlik sy kind is, dan sal 'n radikale gehoorsaamheid sigbaar wees in jou en in my lewe. En jy sien hierdie twee dinge, dat ons kind van God geword het en dat kindskap impliseer gehoorsaamheid, bring vir ons die volgende vraag dan mee. As ek dan nou gehoorsaam moet wees, waarin moet ek dan nou gehoorsaam wees? Of waaraan moet ek gehoorsaam wees? En Jesus kom en hy skryf in Matteus 22 vers 34 tot 40 en hy gee vir ons die antwoord. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jy sien, ek en jy moet daagliks bid en vra, Here, ek kan dit nie op my eie doen nie. Maar deur die krag van die Heilige Gees, gee vir my die vermoë, gee vir my die begeerte om eerstens meer en meer vir U lief te wees. En tweedens meer en meer lief te wees vir my medemens. Die vraag van die grootste gebod, antwoord Jesus hierdie mense wat dit vir hom gevra, die Fariseërs, en hy sê, die eerste gebod is liefde vir God en
liefde vir mense, en dit is ook die kruis. Die vertikale balk van die kruis stel ons verhouding voor met God, en dan die horisontale balk, ons verhouding met ons medemens. Liefde vir God, liefde vir mense. En hierdie twee goed is die ultimate bewys, dat ek en jy werklik waar radikaal streef daarna om gehoorsaam te wees aan die Here. Want jy sien, gehoorsaamheid aan God en gehoorsaamheid aan mense is die beginpunt waaruit alles vloei wat God van jou en my verwag. En dan in hierdie laaste paar verse van ons gedeelte in Johannes hoofstuk 5 sê die volgende: Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Jy sien, dit kom baie keer vir mense voor dat ons met hierdie autoritaire God dien. Hierdie God, as dit nie sy hoe hy gaan nie, dan tree hy in woede op. Dit kom baie keer vir mense voor dat God mense in dinge forceer om te doen wat hy wil hê, en dat hy hierdie agenda het, en hy sal enige iemand uit die weg ruim wat nie hierdie dinge volg. En nou moet ek en jy uit dwang uit gehoorsaam wees aan hierdie God. Maar die teendeel is waar. Wanneer die Here van ons verwag om gehoorsaam te wees, dan gaan dit eerstens oor sy eer. Want hy is God en ons is mens, dit gaan oor sy heerlikheid, dit gaan oor sy eer. Maar tweedens gaan dit oor die feit dat God weet wat die beste is vir jou en vir my. God weet hierdie goed wat hy vir ons gegee het om na te kom, is vir ons beswil. Dis nie maar net 'n stel reëls of regulasies om dit vir ons moeilik te maak nie. Hy gee dit vir ons om na te kom, want hy weet dit is die dinge wat die ewige lewe vir ons gee. Al is dit nie altyd vir ons maklik nie, al is dit nie vir ons lekker nie, maar wanneer ons so doen en ons staan terug en ons sien, joeg, dit was die moeite werd, dit was die beste, want God is reeds in die toekoms. Hy is die alomteenwoordige God, hy is die alwetende God, hy staan buite tyd. En God weet wanneer hy vra dat ons gehoorsaam aan hom moet wees, dan vra hy dit vir ons, want hy weet dit is die beste vir ons. Craig Groeschel skryf die volgende, hy sê, I believe Christians often perceive obedience to God as some test designed just to see if we are really committed to Him. But what if it's designed as God's way of giving us what's best for us? Jy sien, God kon ons gelos het en sê, doen maar net wat jy wil, lewe soos wat jy wil. Maar hy weet, die uiteinde daarvan is die dood. Maar die Here kom en hy sê, jy het my kind geword. Ek vereis gehoorsaamheid van jou, eerstens want ek is God. Die eer kom my toe, ek eis onverdeelde trou vir myself. Maar tweedens vir jou as my kind. Want ek weet, dit wat ek van jou vra, bring lewe, dit gee lewe. En eendag wanneer jy saam met my is, wanneer ek jou kom haal, wanneer ek jy jou laaste asem uitblaas, dan sal jy weet en sien dat dit die moeite werd was. 'n Kind van God se lewe word gekenmerk aan 'n radikale gehoorsaamheid aan die Vader. Dit is nie 'n afgedwonge gehoorsaamheid of 'n wettiese gehoorsaamheid nie. Dit is 'n totale hartsverandering wat sê, Here, ek weet nie beter nie, U weet beter. U ken die toekoms, U weet wat is die beste vir my en ek vertrou U. Al lyk dit nie of daar 'n uitkoms is nie, Here. Ek staan in gehoorsaamheid en ek vertrou U. Iemand wat in Christus is, hou nie vol met sy eie ou lewe nie. Maar hy kom en hy sê, Here, ek wil gehoorsaam aan U lewe. En dan sê Filippense 4 vers 13, julle is tot alles in staat deur hom wat vir julle die krag gee.
Mag jy en ek vanmôre die keuse maak om werklik waar in gehoorsaamheid vir die Here te lewe. Die wêreld waarin ons lewe het geen tekort om te sê, man, hier's die maklike uitweg, hier's die lekker uitweg. By die werk is daar mense wat die Here nie gaan ken nie. In ons familie is daar mense wat die Here gaan ken nie. En die toets gaan kom wanneer ons tussen sulke mense is om te kyk, is ons werklik gehoorsaam aan dit wat die Here van ons vra. Maar mag die Here vir ons help en mag hy werklik waar in ons die begeerte kweek om werklik waar gehoorsaam aan hom te wees. Mag dit jou hartklop wees, mag dit jou strewe wees en mag jy werklik waar getuig van God se goedheid in ons gehoorsaamheid aan hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U so dankie, Here, dat U nie hierdie God is wat ons uit dwang wil gehoorsaam aan U maak nie, Here. Dankie, Here, dat U vir ons die keuse maak, Here. Maar Here, ons weet ook dat U begeerte vir ons, dat ons die regte keuse maak, en die regte keuse vir ons lewens, Here, is gehoorsaamheid aan U. En Here, soos ons nou na U woord geluister het, sê ons eerstens vir U dankie, dat ons werklik waar kinders van God kan wees. Dankie dat U vir ons die reg gegee het om U kinders te kan word. Help ons, Here, om tweedens, Here, gehoorsaam aan U te wees. En Here, mag ons gehoorsaamheid nie net vir onsself wees nie, Here, maar daar waar ons beweeg in ons werksplek, tussen ons familie, tussen ons vriende, mag ons gehoorsaamheid aan U getuig, Here, dat ons werklik waar kinders van U is. En Here, daar waar iemand dalk nou kyk, Here, wat dit moeilik vind, ag Here, wees in U genade, in U liefde, Here, so naby aan daardie persoon of persone, Here, mag U teenwoordigheid tasbaar word in hierdie oomblikke. En Here, mag U verheerlik word, Here, in en deur elkeen se lewe wat daarna smag om gehoorsaam aan U te wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.